aan het 46, vers 10, 3 en 8. Dis die oorreining. Prys die Heer met my gaande, my siel, daar is uitgestel. Kom ons in die persoon.
Dankie Blikkie, dankie Dirk vir die voorsaam. Goeiemôre julle. Môre Willie. Lekker om julle te sien. Ek hoop die jare nog, jy weet julle al nog asem met Januarie, te dank is Nawie. Dat jy nou nog kos het op die eet. En geld geef om jouself te bederf as dit nodig is. Ja, vriende, net so van afkondigings, julle moet asseblief net gou vir die Westerlig in die hande neem. Kan ek begin weer net te sê, hoe Mattie, hy vanoggend gebel waar hy so 'n bietjie sy voet seer gemaak, en hulle is so ek weet nie lekker wat aan so. Ons gaan dan nie kyk as hulle bevestig vanoggend nie. So moet nie dink dat ek weer wat blonde bome het en iets vergeet nie. Dit is enkel nie. Dan die Bybelskool. Hierso is so 'n bietjie van eerder geskryf by Brapsaai. Ek lees my dit my nie met aandag hierdie goed is altyd nie gegee my. Maar die graad 10 wat ons nou in die eerste jaar van leidersaflegging is om 6 en die graad 11, hulle was laas jaar 5 uur, hulle bly op 5 uur. So die graad 6, die nuwe kinders, hulle kom vanaand 6 kruiskoffie toe en onthou asseblief vir die ouers. Ons het WhatsApps probeer stuur vir almal wat ek op die lys gehad het, maar uiteindelik vanoggend alweer van iemand gekry wat ek nou nie opgehad het nie, so as daar van hulle ander is, dan moet julle asseblief baie welkom te kom. Jy hoef nie op WhatsApp gekry om te kan kom. Of as jy maatels aanbring, ek sien dit is ook nou iets wat nogal lekker by ons gebeur is, so julle by maats saam vir die kleinersklas. Dan moet ons ook net die kalender herstel, vir julle net weer deurgee, dat die toelating vir belydenisaflegging is 11 Februarie, en dan die eerste geleentheid vir belydenis is die 15 Februarie. En die dag maar die 22, so die 22 en die 15 Februarie. So dit is die skrifbare bladzijde op die kalender, en dit is dan Dan, ons het weer vandag na die tyd op, was die koffie, met kruiskoffie. Ek sien net ons het 'n afkondiging dat ons so 'n bietjie weer name kan kry van mense wat kan kom help na die tyd met oppas tussen weer per Sondag en ons was mos nou gewoonlik het op naweek wat daar in die kwartaal, weet so vakansies is al hierdie stadium die koffie drink en na die tyd nie. So steeds om jou naam daarby kan wel op asseblief. Dan sien julle die vroue tee. Kyk asseblief mooi daarna. Jimmy en Marlies het ook vir ons 'n briefie weer geskryf, waar hy 3 vasmaak het, en ek dink, ons kyk na die kospakie projek, en die seniors op af woensdag met 'n piekniek, DV vertrek 9 uur vir die kerksel af, wat hy gemiddag toe, elke wat sy weer piekniek maatjie, en dan kan ons ook net 'n bietjie kyk aan die spesiale dankoffers, daar weer 'n mooi konfliktaal kom die afgelope week, baie dankie vir elkeen wat sy daar bydrae maak. Ons loof die Here dat hy ook in ons harte die ding plaas, dat ons deel van ons straf ook vir hom gee, dat dit help vir ons met ons uitreik program. Dan net 'n opmerking, as julle nou kyk na die SnapScan of die, tussen die andere taal, wat voor op die banke is en hier, die vir julle wat dit nog so gedoen het, dit kost dat jy so, as jy nou nie op geld gebring het nie, jy kan SnapScan vir bankprojekte, sociale projekte of deelprojekte, jy skryf nou net onder aan waarvoor dit is, dan gaan dit aan die rechte plek het. So, as jy nie, lekker weet hoe dit werk, ek wil vraag vir Paul, en so na die tyd daar, by Lana, by die kerkkantoor, hulle sal graag vir jou skyn, kopie of SnapScan. So, dit is nou rondvol. Ek dink, ons het alles nog mee besê, Lana, Charlie, goed. Kom, ons word een bietjie stil, ons so liedling 7-2, heilig, God almagtige Heer. Ons dink ons gedagte so bietjie aan die groot God is, dat ons al in sy naam ons hier is, hoekom ons jy hier is. Liedling 7-2 terwijl ons sit.
sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek bang wees? Die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle het in skrik donker laat woon. Oor hulle het die lig geskyn. U het die nasies vermeerder. U het hulle vreugde groot gemaak. Geliefdes, Jesus leef en ons met hom. Genade vir julle en vrede van God die Vader Hy sorg vir ons. en van die Seun Hy het waarlik opgestaan. en van die Heilige Gees. Hy leef in ons. Amen. En daarom, geliefdes, kan ons opstaan en die heerlike loflied sing en woorde van die 52 sing die lof van Jesus gaan. Ook engele bring hom eer. Ons sing vers 1, vers 2 en vers 5 staan dit saam as 'n loflied.
Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die liefde. En dit is ons nou hier waar ons besef waar ooggas. En as jy nou op daai punt is, dan is die regte ding wat jy mens doen as jy verkeerd is om te sê ek is jammer. En ons gaan dit soos wat ons sit, as jy daar kom om saam te doen in die woorde van die 2:5 wat sê, voor die wet hier staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Maar liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Kom ons in vers kyk van die 2:5 soos wat ons sê. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Here is my lig, my herder, wie vergeet. Ek hoop jy glo dit met jou hart. Dat ons God het wat graag vergewe. Soos wat ons verlede week ook gekyk het, dat daai foutjies uitvee, die prentjie weer beter, mooier oorteken. Ons het nie God dat ons foute in ons verlede week het, maar ons potensiaal mag ons daaruit aanleer. En daarom het ons ook gebruik in die kerk om op te staan in die geloofsbelijdenis te doen. Dit is 'n reël of 'n rympie kan ons wat ons leer om mekaar te herinner aan waaraan ons glo. So dit wat ons nou deurgemaak het, bevestig hierdie gedeelte, maar dis al mense oor eeue wat ons mekaar herinner. As iemand vir jou so vra, so waarom glo jy nog nie? Dis wat ek vir my nogal 'n lekker gestellende ding is. Ons sê, hoor hierdie kerk om dit en dit gesê, kan onthou een keer dat my aangevat het, want iemand was so sê, as jy het hy ook. En sê, kom maar nie, maar wat sê ons elke sondag? Glo Jesus Christus het in hulle neergegaan en die derde dag weer opgestaan. So ons glo daar is so iets, soos die boodskap. Ons bly dit elke dag, dis wat ons glo. En dit is nie meer, dit is soos 'n opstaan, en dit is nie net, soos 'n belangrike gedeelte wat ons van mekaar herinner, dit is soos die opsomming, die opstaan, as die woord het ons. En dit is nie net die enige kerk wat glo nie, dit is baie kerk in die wêreld word, lang voor die enige kerk al gestaan het, het die belydenis, was die belydenis al geskryf. So kom ons bely saam dat Christen oor baie eeue waarin ons glo en dankbaarheid dat ons 'n God het wat ons in die Here so pas vergewe. Kom ons staan soos
glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Dank. Die groepmense wat sit, my vader aan ons kinders voorkom, al ons laerskoolkinders, dit welkom. As 'n mens begin groot word, dan begin jy ons al meer verstaan wat in die kerk is. En begin weet jy nie lekker altyd wat die dinge sê. En ons sing goed en so aan, en hoe wil jy probeer hard om ons te verduidelik hoe alles werk. Asof ons brein net lekker heeltemal kan alles verstaan. Maar soos ons ouer raak, so begin ons brein ons goed. En so begin ons al meer verstaan, en miskien gebeur dit met jou dat, dit wat wil jy dit sê, en dit wil jy nou sê, en dan begin die breinpaadjies so vol. Ja, so dit wat ouer is, dink ek gaan iets daarvan al beleef. Dit wat ons iets daarvan kan verstaan, dat jy al meer kan verstaan. So ek wil vir jou 'n uitdaging gee volgende. Wie kan vir my sê, wat se prentjie was amper die hele tyd nog, tot elke af en toe, dan by 'n liedjie, dan wanneer ons nou van die bed gedoen het, die geloofsbelijdenis, elke af en toe was daar 'n prent. Jy het het opgegeet, so aan die een kant, het iets met hierdie doen. Ja, die kruis, maar die kruis was vreemde, hulle achtergekom. Vergeet dat hulle achtergekom, dat daar prentjies was, van die kruis. Wat was snaakser aan die kruis? Het het gelyk op die kruis in stukkies breek. Ons het met een klop stukkies hout. Ja, dit is amper soos as van die kleinste stukkies. Nou, ek gaan julle uitdaag, die van julle wat ouder is. Ek gaan nie vir julle heeltemal sê, presies sê, hoekom die hout in stukkies is. Maar ek gaan vir julle verduidelik, maar ek gaan nie presies so sê. En dan wil ek julle verder op die lijst. En dan wil ek julle, maas en paas, vraag julle kinders na die tyd sy leweertjies kom. Kyk julle of julle mama en papa vandag kan sê, hoekom was die kruis in stukkies? Ook wil nie van die duidelijk sê, hy gaan duidelijk sê, ek gaan nie skryf sê. Maar hy gaan het baie duidelijk sê. So luister mooi, en kyk jy daag in jouself uit, om te kyk of jy kan verstaan, wat ek sê nou, en wat ek wil gaan sê, moet er ook gaan pas. En nou as jy nog dis is net wat op die terugvoer gegeet, ons hou van ons aan te pas, en dit sal net wat ek wees om te sien, maar ek daag gelijk, dan kan ek so kyk, so, sê ons my, hoe moet ons daai prentjie, ons moet nou laasweek opgaan, die wat laasweekie was, hoe moet ons daai prentjie op?
Dis 'n kat wat vir homself in soos in 'n spieël, hy sien homself in die water wat lê, hy sien hy leeu, hy sien homself. Wat probeer ons sê met daai prentjie? En jy nog onthou, moenie maar ons op die hele jaar, ons elke week vir julle gaan wys. So ek is seker van die einde van die jaar kan julle weet. So die kaartjie kyk vir homself en hy sien 'n leeu. As ek en jy in die spieël kyk, dan moet ons nie net sê, check daai koelou wat ek daar sien. Nee. Wat wil ek sien as ek in die spieël kyk? Behalwe dat jy jouself sien, wat wil jy sien? Die kaartjie wil 'n leeu sien. Wat wil jy sien? Jy wil vir Jesus sien. Jy wil vir Jesus sien. Wat wil jy daarmee? Wat wil jy daarmee as jy vir jouself in die spieël kyk en jy vir Jesus sien? Wil jy regtig soos Jesus lyk? Nee, so wat bedoel ek dan? Ek wil soos Jesus wees. En hoe is Jesus? Jesus is vol liefde. Dis heeltemal reg. En Jesus gee regtig om van alle mense. Jesus is vol liefde en hy gee regtig om van mense. So as ek in die spieël kyk, wil ek en jy iemand sien wat vol liefde is en regtig vir iemand anders kom. Dis dieselfde wat ons laas jaar die hele jaar gedoen het, dat ons vir die Bybel aan ons in die naam gesit het, dat ons gesê, dis presies hoe Jesus geleef het, so ek en jy wil ook 'n Bybel wees met arms en bene. Ons wil presies lewe soos wat die boek sê ons moet lewe. Hierdie boek sê vir my en vir ons moet vol liefde wees en regtig omgee van mense. So hierdie jaar van ons het 'n bietjie verder, as ek myself in die spieël kyk en sê, ek wil soos Jesus wees. Nou is daar 'n interessante ding, baie interessant. Hierso in 1 Korintiërs 12 vers 27, daar staan hierso, julle is Jesus se lyf. Hier staan nie, jy is Jesus se lyf nie. Hier staan, julle is Jesus se lyf. Elkeen van julle is 'n stuk van sy lyf. Dis snaaks, hè? Elkeen van julle is 'n stuk van sy lyf. Sê vir my, is daar party van julle wat vinnig kan kwaad? Ja, nee, dis te veel, nee, van jouself. Is daar party van julle wat regtig nie sommer kwaad word? Dat dinge by is jou nie so. Nee, as party van ons het so is. Is daar party van julle wat hou van praat? Ja, is daar party van julle wat nie baie hou van praat nie? Nee, luister nog op wat. Ja, luister nog. Nou weet julle wat? Partykeer, jy wat so van kwaad word, partykeer het ons jou nodig. Want jy moet so mense kan sê, nee man, wat is jy nou besig om te doen? Kyk hoe seer het hy nou gekry. Kyk nie sien sy hart het seer gekry nie. Dit is ons al wel regtig heerlik wat jy nou gesê. Partykeer het ons so mense nodig. Wat vir die ander kan sê, nee. So kan jy nie af. Jy sal nou mense besig om mense beskikbaar seer te maak. Maar partykeer het ons mense nodig, wat na daai enetjie toe gaan, wat nou net iemand anders so seer gemaak, en sy hand so op sy skouer sê, ja, ek sien net al weer die maatjie sê, ek kan sien hoe sleg jy voel. Ek kan sien hoe hard jy probeer, en dan dat ons laat as jy so teleurgesteld as jy dit nie reg. Partykeer het ons iemand nodig, wat nie raas nie, maar wat langs jy kom staan en vir jou kom sê, hier, maar ek kan verstaan ons, ek kan sien hoe jy sukkel. Kom ek help jou, ons doen dit saam. Iemand wat regtig omgee. Partykeer het jy iemand nodig wat kan praat. Hy kan daar in die skool praat en hy kan sê, sjoe, ken jy vir Jesus? Wil jy nie ook met hom begin gesels nie? Weet jy wat is my so lekker? In die oggend as ek wakker word, dan begin ek met Jesus gesels. Wil jy nie met daar ook begin doen? Maar dan is daar party van ons wat eintlik nie veel praat nie. Maar ons sien, hier daai maatjie het nou iemand nodig. En dan gaan sit ons net langs hom. Ons sê nie 'n woord nie. Ons gaan sit nie. En dan begin die maatjie praat. En die maatjie praat. Ja, maar ons luister nie.
want die maak hier in die moed. So, kom ons kyk, wie van julle kon vir my die spieël kom vashou, so? Dan moet ek kom nou weer vir ons die spieël so vast, en dan wil ek by 'n paar maats moet kom saam kyk en so gaan jy so lank met ons langs gaan kyk, weet jy, want dit is ook swaar. Wie wil kom, ek wil 'n paar van julle, kom, ek wil 'n paar van julle wat hier kom staan, en saam kyk en sien, kom asseblief vir julle, anders gaan die mense goed iets gat opstaan dat ons doen nie net so. Eintlik ons die kinderplek vir groot mense, dit is sien van ons saam. Kom, saam met jou van ek 50 mense nodig. As ons nou die groot mense. Help my nou, asseblief. Iemand sal kom nie. Kom jou net hier. Sien hoe dat? Ek sien seker die paar se plan. En dan pak ek. Miskien moet sy dan ek net maar vas. Okay. Staan julle twee daar en kyk julle in die spieël, so bietjie afdruk, so langsaam van. Ja, miskien nie net maar hier kan staan. Okay. So. Sien nou ons kyk almal in die spieël. Dan sê die teksvers wat ons net ook gelees het, ons is almal saam Jesus se lyfie. Elkeen van ons het ons eie persoonlikheid. En saam gebruik Jesus daai persoonlikhede, sodat ons almal saam soos hy kan lyk. So eintlik sê daai teksvers, as ons almal so saam in die spieël kyk, moet ons eintlik net vir Jesus sien. Nie 'n klomp mense nie, maar net Jesus. Dit is asof daar nou 'n klomp katjies daar gesit het. En daai katjies saam, kyk vir hulle self en sien net dit. Dis dieselfde net. Terwyl ons almal so saam kyk in die spieël, ons eintlik net een persoon sien wat dis Jesus. Maar nou, sê gou vir my, en dit gee vir julle toe, julle wat ouer is. Dit het iets te doen met die kruis en stukkies hout wat breed en so gee julle toe, hè? Okay. Sê nou maar, hulle het die stry oor die Bybel. Daar is iets wat hulle toe in die Bybel gelees het, maar hulle is nie daaroor saam nie. En dan gaan hy, en hy stoot al weg en hy sê, gaan jy daar, soos aan met die klompie aan Jesus, dan vorm hy 'n aparte lyfie van Jesus. En ek gaan ook gaan, en ek gaan 'n aparte lyfie van Jesus vorm. So daar's, julle is nou Jesus se lyfie, so en ons nou twee lyfies van Jesus. Kom saam met dit. Werk dit so? Maar daar's baie goed in daai Bybel waar ons verskriklik gaan skryf. Wat ons moet is effens oor gaan saamstem. Ons kan nie onsself in stukke sny nie. Imagine ons sy kyk haarself in die spieël, né? En ons iets van haar lyfie wat sy nie kan hou. Ons het ietsie van haar. Miskien is daar oor ons aan lees. Miskien Isabella het twee duimpjes. Haar een duimpie is so rond 'n plat vet duimpie en die ander is pragtig 'n perfekte duimpie. Ja, gaan sy nou die een duimpie afsny omdat hy is nie mooi lyk nie. Dis mos nie, kom! Nou vra ek julle mooi, hoekom is ons as mense so dom? Dat as ons nie met die Bybel saamstem nie, dat ons mekaar sê, jy gaan jy nou daai kant toe, jy moet 'n aparte lyfie van Jesus volg. Jy gaan jy nou daai kant toe, jy moet 'n aparte lyfie van Jesus volg. Maar as jy ouer word, gaan jy agterkom, ons skryf baie oor Bybel. Maar ons is nog steeds een lyfie van Jesus. Ons kan nooit die lyfie van Jesus in stukke skryf. Julle gaan leer van 'n groot oomie, nog soos wat julle ouer word, Luther. Maar Luther, dit was nooit sy idee in die kerk gespreek, ja, ons protestante en ons het katholieke, dit was nooit sy idee. Ons skryf nooit ons lyfie in stukke. Ons bid saam. Here Jesus, dit is nie so maklik nie. Dit is nie so maklik nie. Ons verkrummel die kruis in soveel stukkies, dat ons op die einde weer gom nodig het om 'n nuwe ding te bou. Here Jesus, asseblief help ons om nie aparte Jesus lyfies te maak en groepies te maak. Dat ons mekaar kan vergewe en dat ons mekaar kan verstaan, dat ons die Bybel verskillend verstaan. Maar dat ons
altyd by mekaar sal bly en sal onthou. Maak nie saak hoe ons met mekaar skryf in die Bybel. Ons is nog steeds een lyfie van Jesus. Vir ons is dit onmoontlik om dit te doen met Jesus. Maar dankie dat U ons daarmee kan help. Amen. Dankie Wouter, dankie julle. Terwyl hulle lekker goedjies kry, julle ons baie asseblief na die Korintiërs 1 toe. Is hier aan. De batterij. Het aantal as die verkeerde dominee aangesit. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 10. Ek doen 'n beroep op julle almal broers en susters in die naam van ons Here Jesus Christus om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Ek sê dit, my broers, kan ons byvoeg susters, omdat van Chloe se mense my vertel het, dat daar onenigheid onder julle is. Daarmee bedoel ek, dat een sê, ek is vir Paulus, een ek is vir Apollos, een ek is vir Cephas, en een ek is vir Christus. Is Christus dan 'n stukkie verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het, behalwe Crispus en Gaius. Niemand kan dus sê dat julle in my naam gedoop is. Nee, ek het ook nog die huisgesin van Stefanas gedoop. Maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het. Christus het my kinders nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. En dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verloor gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Eers tot sover. Vriende, ek weet nie wie van julle ook baie lief is vir koortsang, want dit is iets waarmee ek groot geword het. Met 'n ouma wat ook 'n opera-sangeres was, dan het 3 seuns wat gereeld in koor, my oupa ook gesing het. So koormusiek was altyd deel van my grootword. Dit is een van die wonderlike dinge, of dit nou mans of dames of kinderkoor is, kort sal ek aan koor luister, of alles is so mooi en stemmig gedeel het. Sal ek ons al so 'n bietjie traan wegpak, net omdat dit so mooi is. Ek het ook al in Afrika, as hulle daar kom met 'n ou se sendingwerk, dan is dit 'n afgerigte koor, maar hulle is spontane stemme, waar hulle veral in die kerk ons gesit, of enige plek het. Dis net so wonderlik. Maar ek het ook al beleef dat na mense luister, na elkeen nou op sy eie wyse probeer. In kooroefeninge geweld, baie keer ook ons as jy 'n nuwe lied leer, en dan probeer elkeen sy eie ding kry, en die helfte is gewoon doof. Het is maar net dat sit op, ek sal weer nog al vertel. Dan raak dit ook meer van 'n kattekonsert, en dit is wat mooi. En dit is waarom Paulus hier in 1 Korintiërs vir ons waarsku en 'n prentjie teken oor wat besig is om te gebeur. En hy sê die probleem met dit is dat ons almal sinnetjies het vir ek is fout.
Hy skryf vir 'n gemeente wat baie oulik eintlik is. Hulle is slim, hulle is talentvol, hulle is geestelik ryk. Jy weet, jy het ook nogal reg dat ouens van verskillende kulture by mekaar kom. Maar nou steek daar 'n groot probleem se kop in. Party sê ek is vir Paulus. Ander sê ek is vir Apollos. Ander nog ek is vir Cephas, soos 'n ander woord, soos 'n ander naam, is ek vir Petrus. Selfs ek is vir Christus, maar mense moet eintlik daarin lees, ek is net vir Christus. Met ander woorde, hulle stel op 'n manier wat ander uitsluit. So ek is so vir Christus, dat net ouens soos ek na Christus kom. Soos kinders op die speelgrond, miskien so sê, jy kan nie nou saam met ons speel, want jy is nie my span of my groep. Die probleem was nie Apollos of Paulus of Petrus. Die probleem was dat mense leiers in die plek van Jesus sit. Pieter Hapkin skryf, dit is 'n ou daar in Amerika, help die kerke, groot kerke plat of bou, mense is deel van die baptiste groep, dan skryf hy, God se mense verdeel, totdat die splinters ook verdeel en niks anders as saadsels oorbly. Nou verstaan nie seker die preek. Want dit is wat ons baie keer in die kerke doen. Pieter skryf er nogal juist daarvan, dat toe hulle nou daar in die suide van Amerika begin het, met die Southern Baptist kerke, was aanvanklik nie 'n groot sterk kerk. Hy sê, toe split hulle op. En nadat hulle een keer gesplit het, was het so binne 'n jaar, was het klaar 4 weer. Nou is daar 70 verskillende baptiste groepe in die suide. Kom ons kyk ook 'n bietjie, of die kerke is daar so net hier in Boston, dis nog een voorbeeld op jou. En ons baie keer mekaar en baie kerke afbreek. Selfs in ons eie kerk, soos mekaar eerlik wees, hoe ons soms van en oor mekaar praat, ook oor die NG Kerk in die Boston. En dis die hartse werklikheid. Dat kerk nie vermeerder deur evangelisasie, maar deur konflik. Dit beteken nie dat daar meer Christene is. Dis nie die verdeeldheid is dikwels net waar. Daar is een tendens, is soos 'n mens sê, dieselfde koek is my meer snye. Want ek is vir of ek is teen. So kerke vermeerder op hierdie stadium baie in ons land. Nie omdat mense tot geloof kom, maar omdat mense kwaad loop. En dit is hartseer. En kan ek nou maar een ding net wees, as ek nou so bietjie negatief vir die ding wil kyk. Geen kerk is meer as 'n versameling sondaars. Ons het allemaal net 'n versameling sondaars. So, ook hulle dominees en hulle pastore. En die raad vertel, dat hy een oggend wakker geword het, vroegoggend, hy laat gaan slaap, so aanvanklik was het vir mooi voeltjies wat buiten gesing het. Hy sê, maar later het het gewoon geraas geword. En toe kom hy agter, en sê, die voeltjies sing. Hulle skree vir mekaar, hier is my plek, my weg, dis kom al water raas, teen op mekaar. En dis presies wat in Korinthe gebeur. Elkeen sê, hier is my leermeester, hier is my groep, hier is my gebied. En ons ken dit. Ons ken daar van my kerk, my styl, my dominee, my manier van glo. En sonder dat ons weet, kyk ons Christus aan die kant toe. In my vorige gemeente het ons gesê dat ons het, ons moet vir Jesus liewer wees as op mekaar. Ons moet vir Jesus liewer wees as op mekaar.
En vir hierdie situasie vra Paulus op hy skerp vraag. 3 vraagtekens. Is Christus verheerlik? Is Paulus al gekruisig? Om aan homself my mense af te word. Is Paulus al gekruisig? Is julle in die naam van Paulus gedoop? En so wil hy vir ons sê, daar is net een wat vir ons in die kruis gehang het. Daar is net een wat red. Daar is net een wat die middelpunt van die kerk tussen mag wees. Daarom skryf Calvin ook al toe die mensdom, maar dat hulle met die informasie begin het verkeerd loop. Hy sê, die verdeeldheid is nie net 'n sosiale probleem, dit skeer aan Christus self. Want ons behoort aan hom, ons is sy liggaam, ons verskeer dit. Vriende, mag ek vir 'n oomblik net 'n bietjie hieroor net stil staan. Daar's baie mense van wie ons teologiese dogmaties verskil in hierdie wêreld. Hoe durf ek sê, ek neem my Bybel ernstig op as 'n ander persoon? Ek het reg om te sê, ek handel volgens wat ek glo die Bybel reg is, maar ek mag ons nie wat anders afbreek, omdat hy sê dit anders is. En in ons enige keer het ons 'n geweldige probleem. Vir geslagte lang. En dit bestaan dat ons begin sê, nee, maar sekere ouens hoort ek maar eintlik op hulle eie te wees. En die gevolg daarvan is 4 kerke. Is die enige kerk, is die enige sê kerk gewees, die enige kerk in Afrika en die Asië. Dus toen ze allemaal, nee, maar ons, wat is het, de samen kerk, sê ons verskil, so toe maak ons sommer die, ook 3 susters kerk. En dan breek ons mekaar af, oor hoe die ander ding sleg word. Dat is nog eens gekom. Die ander kerke wat van ons afgesloot het. Kom ons kyk die partijtjie hoe ons in Boston praat oor die verskillende enige kerke in Boston. Van en oor mekaar. Afbreek. Dis die thema wat in die hele. Kom ons gaan kyk as ons herstel van mekaar verskil, hoe skryf mense in die koerante en dan hang ons dit aan. Die afgelope week kry ek weer 'n e-pos wat vir my sê, ek is so en so en ek het die lig gesien, dan vra ek jou nou, jy moet asseblief op die volgende vraag antwoord en ek weet, maak nie saak wat ek nou doen nie, die is die moeilikheid. Want as jy antwoord en die ou skiet goed oor hoe vals jy is, as jy nie antwoord het, jy skiet goed oor enige iets, dan kan ek ook sê wat jy doen. En as dit is hoe ons op kerk dink, dan het ons 'n groot probleem, kan ons durf ons nie verder vorentoe gaan, want ons sien Christus met mekaar. Paulus sê, wat vreemd lyk vir die wêreld, is dat die kruis soos dwaasheid lyk. Hoe kan jy sê jou koning hang aan 'n kruis? Hoe kan jy sê dat 'n kruis 'n troon is? En as ek dit nog navolg, dan moet ek begin sê, ek gee my reg op myself prys, want ek sê, ek is afhanklik van God. As ek die kruis kies, dan kies ek liefde bo die feit om te wen. Ek kies Jesus bo my eie naam. Eenheid is nie maklik nie. Dis van nederigheid, dit vra dat ek soms moet sê, dis nie oor my nie, dis oor Christus. Ek kan ander dag gebed in slag afbid, mooi as al, sy sê self vir ek, sy kan ook al 'n paar dae ken. En ek betaal dier vir haar vir 'n kaart op die hoofpaviljoen, daai tyd nog lekker op Nieuweland. En dan gaan ons lekker rugby kyk. En Paula kan onthou, dit was eers die klap, die
klap en strijders toe gewees. En daarna tussen die 121 wat weer Peter en BTV speel. En toe speel daar nog 'n span. En toe speel die weer Peter in die Vrystaat in die final. Daai ene dat hulle sê dat forward pass was op die volgende. Hier is so halfpad in die tweede wedstryd, toe sê my vrou daai reg op. En toe weer ons sien, toe weer sy lekker huis genooi. Ons maak net aan gas. En ek besef my vrou se liefde vir haar personasie vir dit myne is. En ek is onmiddellik kwaad. Hoe durf jy? Ek het dat opgeld hier op die tafel. Sy sê maar ek het al gehoop en speel, ek kan nie een ding, die 4. Nou, dat is ook beperkt aan liefde. En so dit ander goed is ook heel ontdek, dat as jy nou vir my wil sê, wat wil jy vir 'n naweek hê, dan wil ek my tentjie daar ergens in die natuur opslaan. En dat is nie helemaal, sy sal dit nou doen, want sy daar achtergekom, als jy kinders het, ek my kinders geleer, maar nie, dat maar is. Ons verskil. En dan kom 'n paar goeders in die huis, waar ons ook ernstig met mekaar verskil. Want dit beteken nie, wat ons verskil van mekaar, en ook nie dieselfde gaan word, soos die ander, net as mekaar gaan los. Ons doen dit nie keer. Jy weet ons nou hoe dit in die woord van werk. Ons dink nie aan egskeiding met die ander woord op pad. Maar ons doen dit toch nie. Mag het nie sommige woord vir die kerk op die. Dat ons net weet, dit kan nie gebeur, dit mag nie gebeur. Al verskil ons mekaar, ons moet die eenvoudige weg vind om by mekaar te kry. Om gedoop te wees in Jesus se naam. Of ek nou as 'n kind gedoop is, of as 'n volwasse gedoop is, ek is in Jesus se naam gedoop, ek dra sy naam. Dit beteken, ek leef nie meer vir my eie naam nie, ek behoort aan hom. Dis hoekom ek Christen genoem word, want ek is Christus sin. So hoe lyk ons as die wêreld na ons kyk? Dis die laaste vraag van hom. As mense na die kerk kyk, wat hoor hulle? 'n koor wat mooi saam sing in verskillende stemme? Of hulle waai waar elkeen sy eie liedjie skree net om sy eie gebied af te baken? Eenheid beteken nie, ons is almal dieselfde nie. Dit beteken ons kyk almal na dieselfde Here. Daarom vriende, het ons vir hierdie jaar die eerste keer gesien, hoe lekker dit is om ook saam met kerk soos Doksaam en van die ander kerke te werk in Street Store. En kyk wat 'n ongelooflike sukses is. Ons kom by die 600 mense hier in ons kerksaal. Klere gee en 'n bietjie, so die Engelsman sê, dignity, menswaardigheid. En vir jare buiten ons 'n groot bagagsigheid aan om dit weer te doen, net op 2 plekke, weer saam met hulle en 'n paar ekstra gemeentes in kerke. Want dis hoekom ons Malawi toe gaan uitreik. Is saam met ander kerke, en nou nie net eens meer in ons land, die sommige oor die wêreld nie. Dan is daar mense van ons gemeente, daar is mense van Pretoria, daar is mense van Alberton, daar is mense van Hartbeespoort, dan ons weer die Skotte, ons in Skotland uitgaan op. Die afgelope week bel iemand in Bloemfontein en hulle wil ook gaan, hulle wil daar 'n paar studente saamvat. As Christus ons middelpunt is, kan die Here ongelooflike mooi goedes doen. As ons net ophou om na mekaar se foute te kyk en na mekaar se belydenis in Jesus Christus. Vriende, eenheid begin nie by strukture. Eenheid begin by Christus se kruis. En wanneer Jesus weer in die middel staan, wanneer sy naam belangriker is as my voorkeur, dan word die kerk 'n lied by die wêreld kan hoor. Mag ons hierdie jaar meer en meer bekend word, nie vir ons verdeeldheid, maar vir ons een stem. Ons stem vir Jesus Christus, die gekruisigde. Ek lees die afgelope week tersolte met 'n mooi storie van 'n dorpie met 'n pragtige ou kerkgebou en 'n indrukwekkende klok, waar hulle ook meer as 'n klok
dit is 'n klok wat lei soos ons net op, jy weet, die ritme verander net 'n bietjie vinniger of stadig. Dis een met 'n klok klokke, so hulle speel beetjies. En so is hierdie klok mooi in die gang, en elke Sondagoggend 9:00 dan bly en sê, kom luister, kom kerk toe. Dis tyd vir aanbidding. Tot op 'n dag wat die groot raad sê vir die res van hulle, ek is die belangrikste, sonder my kan julle nie draai nie. Toe antwoord die klein raad, waarvan praat jy? Ek is die naaste aan die klok aan die hamer. As ek die draai nie, gaan die klok nie lei nie. Sê die vinnigste ene, maar julle nodig dat ek vinnig hardloop, sodat julle ritme kan bring. So toe die Sondag kom, toe is daar geen gelei nie, want niemand werk saam nie, en het is net 'n gekrap en geraas op oor, toe dan maar die klok maak het van al. In die dorp het besluit, ons kan nie sonder die klok is uitnodig. Die klok maak het gekom en alles weer het lyn gebring. Nie rondom die grootste of die kleinste of die vinnigste rad, maar rondom die middelas. Die klok het weer gewerk. En toe dit lui was dit nie omdat die een rad belangriker is aan een, maar omdat almal rondom dieselfde middelpunt gedraai het. En soos het ook in die kerk, nie Paulus of Apollos of Petrus of wie ook al, nie my of jou naam nie, maar Christus wat ons middelpunt is. Dan gaan ons weer klink soos 'n mooi geluid vir die wêreld. En mag dit dan wees, dat ons nie sal stil wees, maar saam sal lei die eer van Jesus Christus vir die res van ons lewens. En Jesus, dankie dat ons deel mag wees van die groot kerk. Nie net hierdie kerk, maar al die kinders reg oor die hele wêreld. U weet Here dat ons soms stry en mekaar seermaak oor dinge soos hoe ons lyk, waar ons vandaan kom of hoe ons dink. Help ons asseblief om die kerk 'n beter plek te maak. 'n plek waar almal welkom voel. Waar liefde sterker is as rusies. 'n plek is waar ons mekaar vergewe, mekaar omarm en mekaar help. Wys vir ons asseblief, Here, wat ons kan doen om meer soos U te leef en minder soos ons eie koppe wil wees. Gee asseblief ons die moed en die krag om vandag al te begin. Met klein dade van liefde en sagte woorde en oop harte. Ons bid dit ook vir ons kinders, ons kleinkinders, sodat hulle eendag kan sê, ons mense het vir Jesus liefgehad. Daarom is ons trots om Christen te wees. Here, mag dit so waar word van ons, dat dit deursluit in ons gemeenskap in ons dorp in ons provinsie en in ons land. Sodat ons kan sê, die alle eer. Amen. Kom ons die Here.
Voordat ons by slot die kom, as afkondiging wat ek ongeluk vergeet het. Vriende, die van julle wat belangstel om te kom hoor waarvoor die Malawi uitreik gaan, ons het Dinsdag aan 7 uur by Kruiskoffier vergader. So as jy nou kom, beteken dit jy kom by die, jy kom luister net, jy kan aan naam kom. As jy net kom hoor wat Dinsdag aan 7 uur, as jy nie Dinsdag op jou moontlik is, jy kontak asseblief, ek vir jou inligting kan gee, dan ook ons daar ook kan gesels, vir ons Malawi uitreik, die maand, maar goed, ons slotlied is die 164, ons is allemaal hier te saam, vergader in sy naam, vir Hemelop. In vers 2 sê, ons is allemaal te saam, verenig in sy naam, vir Hemelop. Want met ons hart en mond en hand, ons kracht en verstaan, vir ons op glorie. Ons staan en ons heilig opstaan vir die seën en op die versie is hier daarna, die tekst. Maar die Here moet jou herinner en weet het. Hy wil jou graag herinner dat dit by jou is. Daarom steek die brood nie saam is op ek. Daarom is die Here ook saam op jou skouer te sit. Of jou te herinner dat die Here sê, dat jou sal siel, dat jou sal beskryf. Dat dit tot jou redding sal verskyn en jou genadig sal wees. Dat jou gebede sal verhoor en jou sy vrede sal gee tot in alle